Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning. Was dit nie vir jou pragtig nie? Dit was pragtig, maar ek wil net sê, voordat ons nou begin het jy vir ons teruggeneem in tyd. Kom, laat ons Ja. Ek het 'n liedjie gehad wat sê, 'n vrou weet alles, dit maak nie regtig saak wat, want 'n vrou weet alles, dit maak my sommer siek en sat. Bam bam padam, tjaka tjaka. Sy, ons is op en wakker en reg. Ons is op en wakker en En die reg. belangrikste is, 'n vrou weet alles. Baie dankie, Pieter. Jy sien, ek geweet ek gaan daai voetfoutjie maak, maar nou ja. Is jy gereed om te hoor wat vandag gebeur? 'n Vrou weet alles. Wel, ons deel wenke oor hoe om jou immuunstelsel sterk te hou. Dit lyk nie asof daar enigiets fout is met Pieterse nie. Die kaptein van die FNB NWU Arende, Stefan Kriegel, kuier by ons. Ons verken die wêreld van fast fashion saam met Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect. En Passievol 2026 is terug. So ons vind later 'n bietjie meer uit by 'n paar lekker. kunstenaars wat hier by ons kom. Dit gaan baie lekker wees. Ja, man. Inderdaad so. Weer lekker vol program. Net so, maar voordat ons by al daai interessante gesprekke kan uitkom, is dit natuurlik tyd vir ons oggendbraaitjies. My gunsteling. Ons het natuurlik weer twee interessante stories. Aha. So kom ek begin. In Thailand trek 'n baie unieke stelsel tans wêreldwyd aandag. Elke jaar moet jong mans deelneem aan 'n dienspligloetjie wat bepaal of hulle vir militêre diens opgeroep word of nie. Die manier hoe dit werk is eenvoudig. Jy trek 'n kaart, né? So 'n swart kaart beteken jy word nie opgeroep nie, maar 'n rooi kaart beteken jy moet vir 2 jaar in die weermag dien. Ek sou gedink dit is andersom. Alhoewel dis twee vreemde kleure vir so iets. Maar goed, soos jy kan dink, is die reaksies emosioneel van mense wat juig en dans tot ander wat sommer in trane uitbars. Baie mense vergelyk die stelsel selfs met The Hunger Games, want dit voel amper soos om jou toekoms aan toeval oor te laat. Dit is 'n baie interessante manier van hoe om jou Of waarskynlik aan die noodlot oor te laat, nê. Maar het jy diensplig? Ja, En ons daar het jy geweet, jy kry so hier in graad 10 se kant standaard 8. Ja. Dan gaan jy jou oproeppapiere kry en dan sê hulle vir jou dag en datum waar jy moet aanmeld en dit was so. En dan was daar ook nou natuurlik in die fynskrif wat jy kan sê jy's medies ongeskik of dit of dat of so of jy gaan eers swat of maar dit was maar eintlik hoe ons dit gekry het. Jy het nie noodwendige keuse gehad nie. Ja. Jy het hom gekry en there you go. Maar ek moet ook sê ek was in daai grys area gewees toe diensplig nou nader aan sy einde gestaan het. So ek was die laaste nasionale diensplig inname wat klaar kon gemaak het daar in die laat 80 vroeg 90er jare. Maar voor dit was dit ou Matta, jy het hom gekry en dan weet jy, oor 2 jaar sit jy. Trein vat jy, bus vat jy, daar gaan jy. Kan ek vir jou vra, wat het dit vir jou beteken? Jy voel nou so onreg, maar wat het dit beteken vir jou as mens op 'n persoonlike vlak? Want ek kan dink dat dit nogal 'n baie groot impak op 'n mens se selfdissipline ook kan hê. Definitief, ek dink dit was vir my baie goed geweest, want ek het nie noodwendig geweet wat ek wil studeer nie. En ja, ek dink dit het van 'n jong seentjie bietjie meer van 'n man gemaak. Juis rondom die dissipline en al daai tipe van goedjies wat hy leer. Ek weet nie of die oorlog regtig dalk andersins was nie, ek is seker, die ou manne gaan vir my sê, die oorlog was nou weer 'n ander storie, maar ja, ek dink die weermag was goed en dit was nodig vir enige jong man om homself net 'n bietjie daar te gaan uitsort, as hy nog nie genoeg rigting gehad het. Ek het my army geniet man, ek wou nog altyd army toe gegaan het, so ek het dit gelyk. Ek dink in vandag se tyd is daar, jy weet, dit is uitgesoekte mense, jy moet werklik geroep wees, dink ek vir so iets om, soos jy dit nou, hoe kan 'n mens sê verwelkom, om dit so te kan verwelkom. Maar ek kan verstaan, wanneer 'n mens nou kyk na die deel wat ek nou net gedeel het, ek kan verstaan dat daar soveel emosies ook betrokke is. Definitief, ja, van die ouetjies wil nie, ek weet nie hoe gaan dit met die Thailandse weermag nie, maar ek kan maar net dink, van hulle wil dit graag doen en ander sê, nee, ek wil eerder myself hier in 'n werk vestig, en slim raak, ja, so ja, ek weet nie, dalk val die maas flou, eerder as wat die seuns flou val. Ek gaan dit nie maak nie. Hoe sal ons weet? Maar luister, 'n familie in die Ek FSA. het te vroeg gepraat oor daai immuunstelsel, Pieter. Nee, maar soms ek nou so lekker lag, kyk, alles raak nou los hier in die bors. Okay, nee, maar ons gaan nou vir jou 'n paar wenke Baie in dankie. die hande kry. 'n Familie in die FSA neem regstappe nadat 'n 17-jarige meisie
met die naam Larissa Nicole Rodriguez verlede jaar oorlede is. Volgens berigte het sy gereeld energiedrankies gedrink, soms selfs meer as 1 per dag, wat glo gelei het tot 'n vergrote hart. Haar familie dagvaar nou die maatskappy Alani Nu vir meer as $1 miljoen en beweer daar was nie genoegsame waarskuwing oor die gesondheidsrisiko's van hierdie energiedrankies nie. Die maatskappy sê egter hulle produkte voldoen aan regulasies en is nie bedoel vir kinders of mense wat sensitief is vir kafeïn nie. Intussen wys studies dat energiedrankieverbruik ook in Suid-Afrika toeneem, veral onder ons jong mense, met kenners wat waarsku oor die risiko's soos hartprobleme, angs en selfs verslawing. Nou staan jy en glimlag. Ek kan sommer sien, jy staan en glimlag want jy weet wat gaan ek vir jou vra. Ek wou. Jy is nie 'n energiedrankie mens nie, né? Nee, waarvan praat jy dan nou? Aha. Ek dink ek spou my maas ingeskakel. Ja. Jy het al 'n energiedrankie of wat gedrink. Ja, nee, Ons almal het. Ek is skuldig. Ek dink jy weet dit kom deesdae in verskillende vorms. Kry mos nou deesdae hierdie sakkies ook. Ja. En dan kry jy boostertjies. ja, en die drankies en die blikkies en so aan. Nee, ek drink so nou en dan 'n energiedrankie, maar ek weet daar's baie mense wat sê, weet jy, mens moet dit nie doen nie, dit is nie gesond nie. En ek verstaan dit ook so, want ek meen dit verskil van dag tot dag, maar ek het ook al baie keer een gedrink en dan voel ek so sleg 'n paar ure daarna, jy weet. Aanvanklik voel jy wonderlik en dan totdat daai moegheid jou dan skielik oorval of tref. Dis nogal quite 'n upper, soos hulle sê, maar as hy jou laat val, dan laat val hy vir jou baie lekker. Mense sê ook altyd, nee, jy moet dit nie drink nie. Ek het gesê, man, 'n energiedrankie. Hy het my nou lekker aan die gang, man. Nou as ek wil gaan rus, dan slaap ek te heerlik. So jy het ook al een gedrink? Ek het al. Ek moet sê, ek weet van mense wat nou nogal op dit floreer. Ja, 'n dag of 2 dae. Ja, ewen selfs meer per dag. En dan, hulle lyk vir my fyn. Ek weet nie, ek sal maar 'n bietjie dalk met hulle ook onderhoude moet voer om te hoor. Is jy regtig so fyn as wat jy lyk? Ek wil by diegene hier agter die skerms ook hoor, jy weet. Ja. Hoeveel energiedrankies per dag hulle drink. Maar soos ek hier so staan elke oggend, het ek geen energiedrankie in nie. Daarna mag ek dalk energiedrankie gebruik. Het jy koffie in? Nee, geen koffie nie. Sjoe. H2O. Ja, dit is so skerp ons geskryf. Hier is 'n teekie. Ja, Mag hom nie optel nie, want dan nou stamp ek hom op. En dan is almal hier vir my gelukkig is daar nie meer baie in nie. Ja, so, wees gewaarsku vir energiedrankies, dink ek. En ek dink dit is nogal baie gevaarlik, veral, jy kry my jou kuierplekke waar die energiedrankie saam met 'n drankie. Ja. Wat vertel jy ons nou? Om dan net alkohol nie te koop aan persone jonger as 18 jaar Ja, ek sê maar nie, dis nog ekstra meer gevaarlik, dink ek. Glo ek. Ja. Kyk, hoe dit ook al sê, ek weet nie, 'n mens kan dit seker nie regverdig nie. Ek dink op die einde van die dag moet 'n mens maar net genoeg slaap inkry. Kry genoeg slaap. Gesond eet, né? Gesonde eetgewoontes. Sorg dat jou familie lekker wakker is, sorg dat jou kollegas lekker wakker is en so aan, en dit is genoeg inspirasie en energie vir die dag. Daar sy. Nou ja, toe, bly jy net waar jy is. Ons is net hierna terug met baie meer. Onthou jy gummy bears, die gummy bear juice en so aan. Hier by Goeiemôre, good morning. Ja, sê, hoe kan jy dit vergeet? Gummy bear. Cheers. Koffie kapitaal. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons kuier vanoggend weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag gesels ons oor 'n noodtoestand wat gewoonlik by honde gediagnoseer word, naamlik GDV. En ek gesels met Dr. Janko. Dr. Janko, dankie dat ons weer hier kan aanklop. Goeiemôre Elsa, dis lekker om julle hier te hê. Goed, verduidelik net vir ons waarvoor staan GDV en wat presies behels dit? So GDV staan vir Gastric Dilatation and Volvulus. So dis basies waar 'n hond se maag draai en dan met gas opbou. En dit is definitief 'n noodtoestand. Jou groot rasse, jou reuse rasse, byvoorbeeld jou boerboele, is meer vatbaar daarvoor. Jou diep borshonde ook, honde soos jou Duitse herders, Weimaraners en Great Danes. Honde wat geneig is om gulsig te vreet, hulle kan dit ook vinniger kry en ook honde wat een groot maaltyd een keer 'n dag kry. Daar is ook 'n genetiese komponent daaraan, waar as daar familiegeskiedenis is van honde wat GDV het, dan is hulle kleintjies geneig om dit ook te kry. So wat gebeur wanneer 'n hond 'n sogenaamde GDV-episode beleef? So die faktore wat ek voorheen genoem het, veroorsaak basies dat honde 'n hoër risiko het dat hulle maag draai. Dit veroorsaak dan dat beide kleppe aan albei kante van die maag basies toeknyp en dan word daar gas opgebou in die maag met geen manier om te ontsnap nie. Soos die gas dan nou opbou, word die maag al hoe groter. Die toenemende grootte van die maag lei dan basies dat daar so minder bloedtoevoer is na die maag self, wat dan kan lei tot weefselskade en dit kan ook sistemiese nagevolge, wil ek amper sê, in die hond voortbring. Die vergrote maag plaas dan ook druk op die diafragma, wat veroorsaak dat diere sukkel om asem te haal. En wat is die tipiese kliniese tekens waarvoor 'n mens op die uitkyk moet wees? 'n Belangrike aspek ook is hierdie kondisie gebeur vinnig. Ja. So dis nie ietsie wat opbou nie, dit is nogal iets wat ons vinnig sien, so bleek tandvleise, 'n onproduktiewe braking, die buik wat opswel, so hulle maag lyk fisies groter, is ook 'n baie kenmerkende teken. Hulle is ook geneig om rusteloos te wees en as dit regtig krities is, dan kan hulle selfs lusteloos wees, so ek amper sê collapsed voorkom. So hoe gaan julle te werk wanneer 'n GDV noodgeval inkom? So sodra daar 'n GDV inkom, is dit nogal baie belangrik om aggressiewe en onmiddellike behandeling toe te pas. En die beste en die maklikste manier om vas te stel dat GDV is met buikekstrale. So ons neem 'n ekstraal van die buik om vas te stel is die maag wel opgeblaas. As dit regtig kritieke pasiënte is, dan is suurstoftoediening as ook binneaardse vloeistof word geprioritiseer, wil ek amper sê, tydens die ekstrale wat ons dan nou neem. Dan is ons primêre doel om die maag so gou as moontlik af te blaas en dit kan 'n mens doen met 'n maagbuis. Dis basies net 'n pyp wat 'n mens in die mond druk en dan die maag so afblaas, maar partykeer is die maag so erg gedraai dat die pyp nie kan voer nie. En dan kan 'n mens 'n groot naald gebruik om van buite af deur die vel in die maag te sit net om 'n bietjie gas vry te laat. Dan spoel ons die maag 'n paar keer om seker te maak dat ons al die gas en al die kos en al die vloeistof wat ook al in die maag is, so gou as moontlik kan uitkry. Sodra die pasiënt dan stabiel is, dan word dit baie sterk aanbeveel dat chirurgie doen, want hierdie kondisie kan baie keer weer plaasvind in pasiënte wat dit al reeds gehad het. So wat kan eienaars doen om hulle honde teen hierdie toestand te beskerm?
honde wat vraatsig vreet, seker te maak dat hulle stadiger eet. Voer jou honde meer gereelde etes meer keer 'n dag en kleiner porsies ook, om seker te maak dat pasiënte nie rondom oefentyd, wil ek amper sê, gevoer word nie, dat hulle rustig gehou word na hulle geëet het. Dan in pasiënte waar dit meer 'n rasgeoriënteerde probleem is, kan 'n mens hierdie gastropeksie chirurgie, kan 'n mens profylakties, ek wil amper sê voorkomend doen. Janko, baie dankie. Nou ja, hierdie span staan altyd slaggereed, 24 uur van die dag. So besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting. Die winter is op pad en dit beteken soms krapperige kele, 'n neus wat snuif en loop en dalk 'n bietjie verkoue. Maar moenie te bekommerd wees nie, want ons deel vanoggend 'n paar wenke oor hoe ons onsself die winter beter kan beskerm. En ons gesels met die apteker Kristen Holmes wat ons gaan help om beter te verstaan hoe om ons immuunstelsel sterk te hou. Baie welkom hier by ons vanoggend. Baie dankie, goeiemôre. Ek dink baie mense maak staat op energiedrankies, jy weet, om hulle immuunstelsel so bietjie te boost, as ek daai woord mag gebruik. Maar jy gaan nou vandag vir ons beter wenke gee en daaroor is ons is baie dankbaar. So die winter is nou om die draai, soos wat ek gesê het, baie mense word dan gewoonlik siek in aanloop tot die winter ook. So uit 'n apteker se oogpunt, hoekom is iemand se immuniteit geneig om te verswak gedurende die kouer maande of dalk net voordat dit aanbreek met die seisoensverandering? Ja, baie dankie, dis 'n redelike algemene vraag wat ons in die apteek kry. En ek voel ook soos die wintermaande nou nader kom, mense staan op in die donker en as jy gaan slaap is dit alweer donker as jy by die huis kom. Ja. En so sonlig is die eerste faktor wat ons immuniteit kan beïnvloed. Ons liggame gebruik sonlig om Vitamiene D te produseer. Vitamiene D is een van daai kernvitamiene wat ons nodig het vir 'n gesonde immuunstelsel. So dis die eerste ding. Dan dink ek die tweede ding is ook, as dit koeler maande is ons geneig om bietjie meer binneshuis te verkeer, miskien nie genoeg ventilasie in daai vertrekke nie, so die kieme en die virusse kan baie makliker oordra en versprei. Dan ook die koue speel eintlik 'n rol, so dis nie net 'n ou vrou storie dat ons nie in die koue moet uitgaan nie. Die koue droog ons slijmvliese uit. Ons het slijmvliese in ons neuse, wat dan half die eerste teenstand is teen daai indringerkieme en molekules basies. So dit verhoed dat die virusse in ons liggame inkom. En dan ook, as ek dit so mag noem, die comfort foods natuurlik. Ja. Baie lekker om te eet, maar nie noodwendig so voedsaam vir ons nie. So ons kry nie noodwendig die regte nutriënte in nie om ons immuunstelsel te komplementeer nie. So ja, dis maar net 'n paar van die faktore. So wat is sommige van die belangrikste dinge wat 'n mens kan doen om jou immuunstelsel nie net gedurende die winter te beskerm nie, maar sommer reg deur die jaar? Ja, dit is nog 'n goeie vraag. En ek is seker almal ken aanvullings of komplementêre medisyne en soos die naam ook self sê, aanvullings vul 'n mens se stelsel af of komplementeer 'n mens se liggaam. Ja. Maar ek dink kom ons kyk eers na 'n paar faktore wat relatief binne in ons beheer is. So eerstens is goeie slaap. As ons slaap, dan stel ons liggame sitokine vry. Sitokine val daai inflammasie aan en daai geïnfekteerde selle, so dis baie belangrik. Dan nommer 2, dieet is baie belangrik, 'n goeie dieet. As 'n mens dink aan al daai mooi kleurryke vrugte en groente wat 'n mens kry, bessies, blaargroente, sitrusvrugte. Dis propvol antioksidante en vitamiene wat 'n mens benodig om 'n gesonde immuniteit te handhaaf. Dan ook oefening, matige oefening natuurlik. Jy hoef nie 'n maraton te gaan hardloop nie, maar so 20 tot 30 minute se matige oefening help ook om ons immuunselle te sirkuleer in ons liggaam. En ek dink dan ook een van die grootste sonnebokke natuurlik is stresbeheer. As ons liggame stres, dan stel ons liggame kortisol vry. Ek is seker baie mense het ook al van kortisol en die neeweffekte daarvan gehoor, maar dit mat ook ons immuunstelsel af. So dit is baie belangrik om te probeer beheer. Ja, daai kortisol is vir my 'n groot kopseer in hierdie stadium, want ek probeer dink, hoe gaan ek daai vlakke weer balanseer? Maar dis dalk 'n gesprek vir 'n ander dag. Definitief. Is daar spesifieke vitamiene of minerale wat miskien 'n meer belangrike rol speel wanneer dit kom by mense immuniteitstelsel? Ja, beslis. Ek het vroeër genoem oor Vitamiene D. So ook hoe donkerder 'n mens se velkleur is, hoe meer
sonlige het 'n mens nodig om genoegsame Vitamiene D te kan produseer. So meeste van die mense het nie genoeg Vitamiene D in hulle liggame nie. So dis die eerste ene. Dan ook, ek dink soos almal Vitamiene C ken. Vitamiene C is 'n antioksidant. Dit staan daai vrye radikale teen wat 'n mens se liggaam beïnvloed. En dan ook help dit met die wit bloedsel produksie, so wat ons beskerm teen ekimene infeksies. En ek dink dan baie belangrik ook die mineraal sink. Hy kry heeltemal te min aandag. Verskeie studies het al gewys dat Suid-Afrikaners nie genoeg sink in hulle dieet inkry gewoonlik kom dit voor in skulpvisse en neute en vleise, so ons kry nie genoeg same vitamiene of sink, die mineraal sink in ons dieet in nie. En ek dink wat belangrik is, sink help ook en versterk ons T-selle. T-selle is maar net een van ons immuunselle wat ons beskerm teen infeksies. So dit versterk ook ons immuniteit dan basies. So daai 3 is die belangrikste. Weet jy wat, dit is so 'n interessante gesprek en ek dink 'n mens kan werklik weer hieroor gesels. So baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek glo ons gesels gou weer. Nou jou toe, as jy meer inligting wil hê, maak seker jy besoek www.golfdrug.co.za. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Hierdie is goeiemôre, good morning, as jy nou net by ons aangesluit het, 'n hartlike goeie dag vir jou. Ek is Arnold Getz, dit beteken dis sporttyd, die kaptein van die FNB Noordwes Universiteit, Arende, Stefan Kregel kuier nou 'n bietjie by ons na maandag se eindstryd. Stefan, lekker om jou hier te hê, dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Kom ons begin by die begin van die seisoen. Ek wil dit so vir jou vra, as ek vir jou aan die begin van die seisoen sou gesê het, jy sou tweede klaar gemaak het na die hele seisoen, sou jy dit gevat het aan die begin van die seisoen? Ja, natuurlik sal die mens definitief wil gaan vir die goud. Natuurlik. Maar as ek vat in die posisie waar ons laas jaar was, waar ons nie tot by die uitspele gekom het nie, dink ek is definitief 'n groot step up vanaf. So ja. Julle het 'n goeie seisoen gehad. Julle het regtig, ek bedoel julle die maties verbaas en natuurlik Tuks. So dit vat iets. Vertel my net van die Tuks-wedstryd, die eerste ene. Ja, ek was self nou nie betrokke geweest by die Tuks nie. Ek het so 'n bietjie van 'n beseringkie gehad. Maar ja, daar was 'n ongelooflike opgewondenheid geweest, veral omdat nou by die huis is en ek dink is bietjie anders by die huis gewoonlik. Tuks het ook gewys as hulle by die huis is dit 'n bietjie anders. Maar ja, dit was 'n regtig lekker seisoen geweest en groot name wat ons bietjie goeie tellings opgeset het en eintlik die hele seisoen het ons groot tellings opgeset en ons het regtig elke week uitgekom en dit geniet, ja.
Jy bring 'n baie interessante punt op. Wat is dit van tuisveld voordeel? Ek dink dit het 'n groot effek. Ons het veral aan die begin van die seisoen gesien, veral met UCT. As jy hierdie jaar UCT toe gegaan het, veral met daai eerste 4 of 5 games, het jy 80 gekry. Daar was nie eens 'n gewonder gewees daaroor. Dis maar net nee, jou skare het regtig 'n groot effek en hulle back jou. Ek was verstom geweest veral met die final hoeveel van ons universiteitse studente het deurgekom en die moeite gedoen om ons te kan kom ondersteun hier in Pretoria. Maar die tuisveld het 'n groot effek in terme van elke span se cloaks is maar net bietjie meer ingerig om hulle te akkommodeer. Ek bedoel as ons by die huis is, het jy bietjie aircon en ons bietjie ekstra snacks en ons bietjie meer tyd en ons hierdie minder travel en so. So dit het 'n effek en jy weet presies hoe werk dit, jy weet hoe en watse kolletjies is jou veld nat en watse kolletjies wil jy eerder gaan maal en so. So ek dink dit het 'n bietjie van 'n invloed, ja. Maar wat jy eintlik vir my ook sê is julle is bewus van hoeveel stemme daar is. Ja, nee, een van ons groot goed waarvoor ons hierdie jaar gespeel het was vir stilte, nie net in die skare nie, maar as jy uitdraf, as jy nog iets kan hoor in die wedstryd, dan is jy nie fisies met jou kop in die wedstryd nie. So vir ons was dit 'n groot ding geweest om jy weet in die game te kom, absorbeer al hierdie energie wat om jou is en dan op 'n punt moet jy nou ernstig raak en begin geniet. So, ja. Hoe lank speel jy nou al vir Noordwes? Ja, hier is nou my 4de jaar geweest wat ek gespeel het. Dit was nou volgens ouderdomsbeperkings was hierdie nou my laaste jaar ook geweest. So ja, 4 jaar gespeel, 3 jaar wat ek nou kaptein was en ja, was 'n lekker tyd geweest, baie goeie belewenisse gehad en goeie lekker plekke gesien en goeie mense ontmoet. Wat is volgende vir jou? Ek wag nou maar nog om te hoor van mense af. Ek sal baie graag 'n professionele kontrak wil van hier afkry. Ek het my graad al klaar gemaak en al daai klas van lekker dinge. So van ja wil ek regtig nou 'n professionele kontrak kry en speel tot my lyf gaar en pap is. Moenie dit sê. Kyk vanaf, ja. Dis die laaste ding wat ons het vat so 20 of 30 jaar vir dit. So, ek sal vir jou. Praat met ons oor die halfeindstryd. Dit was 'n taai wedstryd, nie waar nie? Ja, nee, dit was. Vir meeste van die wedstryde in die hele seisoen ook dan sal ons groot tellings opsit die vorige week en as 'n mens nou of maar die sportsbetting goed gaan kyk, was ons altyd die underdogs, daar was altyd half die bets was teen ons gewees en selfs met die semifinaal het dit nog steeds gevoel ons gaan so of as die underdogs in by die huis en ons het net besluit weet wat iewers gaan ons nou opstaan en net sê hier is nou genoeg en ja dit het oorgedra in die wedstryd ook. Daar was 'n groot skram 3 geweest wat ons op hulle bal op die 5 oor hulle geskram en ek dink dit was 'n turning point geweest vir daai hele wedstryd. So. Hulle is altyd 'n taai span, maak nie saak of hulle tuis of by die huis is, die maties is 'n moeilike span om te klop. Ja, hulle is 'n span met baie tradisie en baie geskiedenis. As ons het een wedstryd daar gespeel, een wedstryd by ons hierdie jaar. En die kleedkamer waar die away team is, as jy uitstap, dan is daar sommer so groot bord wat nou verduidelik waar gaan hulle geskiedenis vandaan, waar het hulle begin en al daai klas van goed. Is 'n span wat na Stix is uit hulle die meeste Waarste Cup sal gewen en al daai klas van goed. So ja, dit is altyd 'n groot wedstryd teen maties, is 'n span wat altyd goed afgerig is en goeie diepte het. So ja, is altyd taaf. Eindstryd, wat nou dat jy kan terugkyk daarna, hoe voel jy oor hom en hoe was dit? Ja, as jy nou gaan kyk na die resultaat, is dit natuurlik ongelooflik teleurstellend want dis nou nie net jy daag nie net op die dag en dan is dit nou dis wat dit was nie. Dis maande so harde oefen en baie opofferings en baie spelers wie se familie almal bankvas agter hulle staan. So in terme van die verloor was dit nou regtig bietjie teleurstellend geweest, maar ek het ook vir een of twee eens gesê as jy nou die verloor heeltemal wegvat, dan was dit nog steeds 'n ongelooflike aand geweest. Jy draf uit. Daar was baie mense wat selfs in die reën bereid was om te kom kyk en die volkslied slaan jou elke liewe keer en daar's fireworks wat afgaan en ja, dit was net 'n groot eer geweest oor die algemeen om daar te kon wees en dit te geniet. So. Julle was op die aanval, julle het eerste punte aangeteken en dinge het so hier na 20 minute gedraai. Hoekom dink jy? As jy terugkyk. In my persoonlike opinie dink ek ons was ongelooflik dominant geweest met die scrums. Ja. En ja, ek ken vir Barry's wat nou 'n stit is met ek, so ek dink hy gaan seker vir my balance sê jy praat nou stront, maar ek dink hulle stit het bietjie begin byhuil en toe hulle het nou nie meer die heat gevat en so nie toe dit was nog maar 'n tema geweest die hele Waarste Cup sodra die strafskoppe begin teen jou draai raak dit 'n moeilike ding om uit te kom en ek dink dit het net ons kon net nie uit daai gewoonte uitkom nie. So ja, daar was klein goedjies wat half teruggekom het en net aangehou byt het. Mens wil nie krities wees teenoor die beamptes nie, maar die skeieregter het hom redelik hard geblaas, nie waar nie?
Ja, hier is en nou moet ek mooi praat. Dit kom altyd terug, maar ja, ek voel dit was soms bietjie hard geweest. Maar dis nou maar so. Ek wil jou nie in die moeilikheid kry nie. Ja, nee. Een van die dinge wat my altyd tref van rugby, en spesiaal rugby, skole rugby en dan julle jongman rugby, julle maak vriende wat dit hou vir 'n leeftyd. Dis sekerlik een van die wonderlike dinge van die spel van rugby, nie waar nie? Ja, nee, absoluut. Oral waar ons gegaan het hierdie jaar, het ek by al die spanne deur die Waarstekap, dit was nou 4 jaar gewees, het ek regtig 'n paar goeie vriende ontmoet en ja, die moeilike ding van my met Tuks was, ek was direk na skool by Tuks gewees. So daar's baie spelers wat ek herken nog. So dit was 'n lekker persoonlike ding geweest. Ek bedoel, Divan en Vlok wat vir Tuks nou gespeel het, was by ons geweest. So ja, dit was baie meer 'n persoonlike battle op die veld en dan van die veld af as jy nou weer beste maatjies en Natuurlik, ja. Ja, so. Ek wil jou vra, wat se vergelyking sien jy tussen wat mens leer op die rugbyveld teenoor die lewe en hoe pas mense toe? Ja, dis nou interessant, Chris Burger praat altyd daarvan, wat hy vir jou sê, die lewe is die beste manier, of rugby is die beste manier om die lewe te kan vergelyk mee. So daar dink, meeste mense lewe tot tussen 70 of 80 of wat ook al, so as jy elke minuut vat van die wedstryd, is basies mos maar 'n jaar in jou lewe, en jy, net soos in rugby en in die lewe kry jy maar teleurstellinge, en dit gaan nie oor die teleurstelling of wat gebeur het nie, dit gaan maar oor hoe jy terugkom daarvan af. So as jy 'n fout kan maak, hou jy aan om foute te maak, hak jy daarmee vas, of kom jy oor dit en bou 'n brug en jy maak 'n plan. So ja, die lewe is maar die beste manier om rugby te kan verduidelik. So ja, teleurstellinge is daar, en dan die ander ding is, jy kry altyd nie noodwendig in die lewe noodwendig altyd tweede kans nie, maar met rugby kry jy altyd weer 'n geleentheid om volgende week jouself te kan redeem. So dis pragtig. Dit maak vir my baie sin. Beste vir wat voorlê. Ons hoop daai professionele kontrak kom hier en baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit werklik baie, Stefan. Baie dankie vir dit. Kaptein van die FNB Noordwes Universiteit Arende, Stefan Kriegel, wat dan hier by ons gekuier het na Maandag se eindstryd wat Tikkies gewen het, en dis altyd goed om die jong manne 'n kans te gee om hier by ons te kom gesels. Dis altyd wat ons het vir sport vanoggend, maar bly net waar jy is, want net hierna praat ons oor styl. Dis nie iets wat ek dink jy gereeld in sport kan beskryf nie, maar ek is seker dat Elsa en die res van die span dit vir jou baie mooi sal kan beskryf. Net hierna op Goeiemôre, good morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons almal hou daarvan om goed te lyk en goed te voel, maar het jy al ooit gewonder waar jou klere vandaan kom en wat dit regtig kos? Vandag gesels ons oor iets wat al meer mense raak, die sogenaamde
fast fashion. Hoekom is dit so gewild en wat is die impak daarvan op ons styl en op die wêreld of liewer die omgewing? Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect is hier om ons te help om alles beter te verstaan. Ek is so bly julle is hier. Baie welkom terug, hoor? Dankie Elsa. Goed, sê hulle sommer ook so gelyk. Dan moet jy weet. Wat presies beteken fast fashion? Want 'n mens hoor al hoe meer daarvan. Fast fashion is klere wat op 'n bekostigbare manier en dus op mass production gemaak word. So dit is goedkoop goed wat trendy is. Winkels vervang omtrent elke week partykeer nuwe klere. So ja, dit is iets wat baie vinnig en 'n kitsmerk is. En hoekom is dit so gewild onder verbruikers? Gaan dit hoofsaaklik oor die bekostigbaarheid? Ek dink definitief bekostigbaarheid is 'n groot faktor hoekom dit gewild is, maar nie net dit nie. Ek dink ons lewe in 'n society waar ons sien social media influencers koop die hele tyd klere en hulle doen hauls en ek dink mense voel pressure om die nuutste tendens dit in hulle kas te hê. En omdat dit so easily accessible is en omdat dit so goedkoop is, dit is hoekom so baie mense mass koop en vinnig koop. Nou wat is die nadele daarvan? Jy weet wanneer 'n mens kyk na onsself, maar ook die omgewing. Wel, as ons kyk na onsself, ons kaste is te vol. Ek staan baie keer vir my kas en dan dink ek het 'n kas vol klere maar ek het eintlik niks om aan te trek nie. Ek dink dit is omdat ons koop in 'n impulsiewe manier. Ons dink nie oor ons kopies nie en ons neem nie regtig ons styl en ons persoonlikheid in ag nie, want jy sien, daai klere is nou trendy of in fashion en dan koop ons dit. En ek dink dit is regtig 'n probleem vir ons persoonlik. En in die mark, daar's te veel, daar is nie om die omgewingsfaktore as jy kyk na die herwinbaarheid. Daar is net nie spasie vir al die goed, die herwinbare materiale nie. Ja, so ek dink environmentally, fast fashion is really taking its toll on our environment. Because not just the production and the resources that are used to produce those clothing to keep up with that, but also where does that go when we are getting rid of our clothing? And I think that's something that we're going to chat about as well, what you can do with your clothing when you get rid of it instead of just throwing it out. Nou voordat ons daarby uitkom, watter impak het fast fashion op ons persoonlike styl en identiteit as jy dit moes opsom? Ek dink ons verloor baie keer ons identiteit as gevolg van fast fashion, want weer eens, ons volg die trends, maar ons volg nie regtig ons persoonlike styl nie. So jy koop net whatever op die mark is, of whatever daar is wat trendy is, want jy sien dalk 'n influencer het 'n mooi toppie aan, en dan koop jy dit ook. Dit pas dalk glad nie eens by jou styl of by jou liggaamstipe nie, maar jy koop dit want dit lyk mooi op daai persoon. And let's face it, with many apps these days, fashion apps, you're getting notification pop-ups of new things. This is new, buy this now, and it looks nice on the model, so you end up buying it. But like Lorraine said, you don't take into consideration what is your style personality, what colors suit me, am I ever going to wear this again? Yeah. So that's definitely something to consider as well. Take into consideration what you wear on a day-to-day basis instead of just what's trending. Ek dink jy maak 'n baie goeie punt, want ek meen baie keer kom daai notification deur en dan sien 'n mens is miskien 'n winskoopie ook en jy dink ag, weet jy wat, kom ek koop dit, maar dit pas nie noodwendig by jou nie. So is dit moontlik om steeds stylvol te wees sonder om heeltyd nuwe klere te koop. Absoluut. Ek dink ons kan ons klere so baie herwin. Ons kan 'n T-shirt vat en hom opzoos met valletjies en kant en sulke goedjies. So ek dink dit was definitief goedjies. Maar wat ek ook verkies is, ek hou nie daarvan om klere net weg te gooi nie. Ek hou daarvan om klere te saai. So ek vat dit na die local kerk toe en ek gaan, daai mense kan dit weer gebruik op hulle maniere. En ook dan is daar plekke soos yoga, soos Michelle is ook 'n designer, so sy verkoop weer haar klere op yoga waar ander mense dit ook weer kan gebruik. Nou, wat is 'n paar slim maniere en ek dink dis dalk waarby jy nou wou uitkom om fast fashion meer verantwoordelik te benader? So I think the first thing is, like Lorraine said, instead of just getting rid of your clothing, you can sell it on platforms like Yaga. Many times we have things in our wardrobe that we've only worn once or twice, so that's a really nice platform to advertise your clothing and resell it. It's safe for both buyer and seller. You can upcycle your clothing. That's a really good trend at the moment. You can go thrifting instead of buying on fast fashion platforms, and also
donate your clothing. There's many organizations like the Hospice where you can donate clothing that they sell and they raise funds for charity organizations. So for me, I feel like that is a much better way of getting rid of things that you don't want in your wardrobe anymore. Ja, en ek dink as jou kaste vol is en jy het niks om aan te trek nie, dan is dit tyd om deur jou kas te gaan en klere eerder te gaan sponsor vir jou local church. Ja, en thrifting is ook nogal iets waarvan 'n mens al hoe meer hoor, nê? Dis nogal gewild onder, ek dink onder baie jonger mense ook. Yes, absolutely. And I've seen there's a lot more days and events where you can actually have thrifting days, and many influencers come and they sell their clothing, or as just someone in the community, you are able to come and sell your clothing at thrift markets. So I think that's also a great opportunity to get rid of things that are in your wardrobe that are taking up space that you don't use, but other people could benefit from. Goed, so hoe kan iemand hulle klerekas, miskien, kom ons sê, aan hulle klerekas bou om meer tydloos en ook volhoubaar te wees? Stick met jou basiese items. Daar is basiese items wat jy nogal kan buy, mix and match by sekere items wat trendy is. So as jy sien 'n item is trendy, bring dit in by jou uitrusting, maar by 'n basiese outfit. So daai trend item kan jy later weer dalk verkoop of saai, maar jou basiese items bly dieselfde. Ja. Michelle, het jy iets om by te voeg? Yes, and I think another thing that's important when you're making purchases is to take your style, personality, and your personality into consideration. Don't just buy something because it looks nice on the hanger. Actually consider if it's something that you'll wear. For instance, I'm someone that always feels more comfortable in neutral, so that's what I'll always lean towards purchasing, because when I buy something like a bright orange, it's not something that I'm ever going to wear, even though it looks nice in the shop. And then something else I'd like to mention is support local designers. Yes. Instead of, purchasing clothing on fast fashion sites for special occasions, you can rent outfits for one-time occasions from local designers, or you can have custom pieces made that are specifically tailored for you and don't necessarily have an excessive price tag because it's something that you're going to be able to wear over a long term. Ja, en deur jy lokale designers of ontwerpers te support jy ook werksgeleenthede, want daai designers koop locally by materiaalwinkels. So jy werk aan die ekonomie ook. So ek's 'n groot voorstander vir supporting local businesses. En ook as jy by 'n event aankom, gaan jy nie noodwendig dieselfde as iemand anders lyk nie. Jy gaan uniek wees en jy gaan net soos jouself lyk. Ons het 'n paar sekondes oor, so vinnig een wenk van julle albei rakende hoe om weg te beweeg van hierdie sogenaamde fast fashion. Utilize your apps like Yaga, and you'll find some gems that you won't find on fast fashion sites. Ja, en ek sal definitief sê as jou kaste vol is, dan moet jy dis die tyd om te begin saai. Nou daar het jy dit. En in hierdie stadium wil ek net weer eens beklemtoon dat ons natuurlik te alle tye by julle kan kom aanklop. Baie dankie vir julle tyd vanoggend. So bly in hierdie stadium net waar jy is. Ons gesels net hierna oor die inspirerende Passievol produksie. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop jy geniet die tyd nog saam met ons. Ons is nou weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur.
Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Passievol 2026 is terug, groter, voller en meer passievol as ooit tevore. Met van Suid-Afrika se gunsteling kunstenaars saam op een verhoog vir 'n ongelooflike geloofservaring. En vandag het ons van hierdie kunstenaars, hierdie stemme saam met ons en ek kan nie wag om met hulle te gesels nie. Hartlike goeiemôre Roan, Josh en Elma. Sure. Hallo. Lekker om julle hier te hê. Goeiemôre Pieter en al die kykers. Lekker. Goeiemôre, baie goeiemôre. Goeiemôre. Passievol. Dis ek dink nommer 1 net eers so lekker om deel daarvan te kan wees hierdie jaar, nee. Wat beteken dit vir julle? Vir my beteken dit om op 'n verhoog te wees en om in die oomblik te wees en om vir die Here al die prys te gee. Ek dink is vir my die ongelooflikste ding. Dis nie 'n optrede om jou naam groot te maak nie, maar om syne groot te maak. Ja. Ag, ek passievol is een van daai hoogtepunte op my kalender. Ek moet sê daar's baie min van hierdie tipe produksies deesdae. En as jy die voorreg het om deel te kan wees van die span en die moeite wat Vanessa hulle en almal by Voelgoed Media en Johan Kelber die musiekregisseur insit, dan kry jy kry so borrel hier binne in jou as jy weet die konsert kom nader. So vir my is dit regtig lekker om saam met kunstenaars te werk waarmee mense nie altyd die kans kry om te werk nie en nee, hulle dis baie lekker. Almal, wat presies is passievol? Vir mense wat nou nog net daarvan gehoor het of nog niks daarvan gehoor het nie. Ek dink dit is 'n mengsel van lofprysing en aanbidding en kunstenaars se harte om jy weet in hulle verhouding met die Here te kan sien en om dit te kan deel en mense deel te kan maak van daai spesiale oomblik wat hulle skep. Ja. Nee, ek dink vir my presies dieselfde. Die kameraadskap en die feit dat jy weet soos sy ook nou sê alles gaan oor die Here. Dit gaan oor hierdie jaar se tema is Jesus die oorwinnaar. So dis nou lekker om in daai tema in te tap en te weet jy kan nou liedjies wat met daai tema op daai tema geskoei is, kan jy nou bymekaar trek en ja, ek dink regtig die mense wat dit gaan bywoon gaan 'n ongelooflike spesiale middag hê. En dit is ook 'n musiekproduksie, né? Dis nie dat mense nou sit en so tipies wat jy nou sal skry met 'n oggenddiens of so, eers die lofsang en prysing en dan is dit nou 'n kerkdiens en so. Dit is 'n musiekblyspel produksie. Ja, daar's kore en sy sê daar's mooi cellos in, daar is 'n laanote. Dit vat jou reg uit hemel toe. Die laanote vat jou reg uit hemel toe. Die laanote vat jou na nuwe hoogtes. En saam met wie deel julle nog die verhoog? Onder andere. Ek saam met Monique Stein, Johanita, ek's verskriklik opgewonde oor hulle en Retief Burger, Chris Els. En Hytjie Berg is die storieverteller, Chris Els is die eerste keer hierdie jaar op die verhoog en dan natuurlik Elmature is hierdie jaar ook die eerste keer deel van Passievol. So dis regtig 'n lekker groep mense en ek dink dit gaan pragtig wees. Verseker. Roan, vir jou seker wonderlik om saam met iemand soos Johanita die verhoog te kan deel. Ek meen ja. Ek dink ons gaan bietjie dalk kan huil want ons sing ek dink ons het al ooit saam op so groot produksie gesing. Beautiful. So dit gaan ook die eerste wees en die liedjie wat ons gaan sing Even If is iets wat ons altyd baie naby aan die hart lê en ons het hom opgeneem as gevolg van 'n diep en moeilike tyd wat ons deurgegaan het. So ek dink ons kan meer palletjies drink voor die tyd. Nie vir mekaar in die oë kykie, dan sal ons deur hom kan. Ja. Kyk net daai kant toe. Sing net as mamma kyk daai kant, ek gaan die kant toe kyk. Moeder ek gaan daai en as jy vir haar kyk, kyk jy op die voorkop of op die maar is dit net gou vir my, ek meen Johan Kelber, uitstekende musiekverwerker, vervaardiger en musikant homself. Maar hoe werk dit nou agter die skerms? Het julle as kunstenaars keuses gekry wat julle kon uitoefen? Het Johan maar gekom en gesê ek stel voor jy doen hierdie
liedjie, jy weet net so 'n bietjie behind the scenes, hoe werk die dinge? Ek dink dit is maar 'n gebekte saak in die begin, veral met vir Johan ook, want dit is nie net vir hom 'n produksie nie, dit is regtig vir hom oor die reis en die journey van ons ook. So, hulle gee voorstelle en jy sê ek stem saam, dit is my gevoel ook en dit is wat ek wil bring na die produksie toe en ja, dit is so lekker mengsel van saamwerk en hande vat om regtig op die einddoel te kom waar jy weet waar mense regtig wil hê die mense moet interaksie hê en hulle moet op 'n plek wees waar hulle lof kan bring aan die Here. Ja. Hy het ja, ek dink ook jy weet met die tema wat hulle vir ons gee, dan kan ons voorstelle gee en ek dink almal van ons het ook ons eie persoonlike verhouding met die Here. So ek dink in daai sin wil jy dit graag oorbring en deel maak van die produksie en waarvoor ek hulle eer is die feit dat hulle die kunstenaars werklik deel maak van die boodskap wat oorgedra word en ek dink dit is belangrik. Kom vir my neer op die liggaam van Christus, ons elkeen het ons rol wat ons moet speel en hulle bewerkstellig daai rol en gee vir elkeen hulle plekkie om regtig te binne in dit te funksioneer. So nee, hulle doen dit baie goed. Lekker waar jy ook nou as mens, nie net as kunstenaar, maar ek meen mense ken ons maar as die kunstenaar so goed is, maar wat jy ook 'n bietjie jou getuienis kan gee op 'n manier deur jou musiek en deur hierdie produksie ook. Ja, dis mos maar wat ons moet doen met musiek. Ons moet inspireer, ons moet mense gelukkig maak en ek dink dit is die mooiheid van hierdie bedryf van ons en ek dink daar's 'n sekere onus wat op ons as sangers en publieke figure rus om regtig die mense se harte en se hande lig te hou en op te hou en te help in die samelewing waar ons nou is en passievol is vir my presies dit. En nou juist met die cellos en die goeters, dit klink na 'n lekker groot produksie al my en jy weet is bietjie anderste as wat ons in 'n feesomgewing, jy weet, die mense wil op die tafels laat dans en hulle wil laat terugstuur met daai happiness. Ek dink deur hierdie produksie en die musiek wat jy maak en die manier jy dit oorbring is weer, jy gee hom 'n happiness maar in die siel, in die hart ook, jy weet daai net daar is ook hoop. Ek dink dis die groot ding. En dit maak dit lekker, nie? Is daar baie duette wat julle saam sing? Is dit maar net kry jy geleentheid om jou 2 of 3 liedjies te sing? Ek dink is 'n mengsel. Ek dink dit is so lekker emulsie van verskillende duette en groepnommers en jy weet die manne wat saam sing en die dames wat saam sing. So ek dink is so lekker jy weet net 'n lekker kombinasie. Ja, en daar's interessante goed hoor. Ek sal nou vir jou sê 'n paar verrassingkies. Daar's 'n verrassingkie wat hulle vir my gegee het om te sing. En ek het gesien op die tracklist jy doen iets wat vir my baie na in die hart lê, wat ek nie nou wil sê nie, maar dit is een van my gunsteling liedjies wat Elmy doen. En ja, dan is daar ou gunstelinge soos Juanita wat haar Afrikaanse geestelike liedjies bring en daar's 'n baie mooi oomblik met haar en die orkes. Soos sy ook sê die manne dan die Solo Deo Gloria moet ek nog gaan leer, maar dis ongelooflike mooi musiek. So nee, ek's baie opgewonde. En is lekker om daai omgewing te wees, dink ek nie, want dit is nie aldag wat ons op hierdie produksie of op hierdie skaal die geleentheid het om so iets te kan doen nie. Nee, en in die Moraletta auditorium, ek dink dit is ook jy weet die nostalgie wat hier lê by hierdie auditorium. Is vir my wonderlik en is vir my lekker om te weet dit is nou al, ek dink is my 3de jaar, maar passievol gaan al aan vir 4 of 5 jaar. Ja, dis beautiful. En hulle maak elke jaar die auditorium vol, so dis lieflik om te sien dat jy weet ons nog in 'n samelewing is en in 'n kultuur en 'n land is waar die Here se naam groot gemaak word en waar die publiek dit prioritiseer. Ek praat van prioritiseer, waar kry ons kaartjies en wanneer is dit? Julle kan kaartjies kry by Voelgoed se webtuiste. Hulle kan Voelgoed se webtuiste gaan besoek. Daar is 'n skakel. Ek weet op almal van ons social media bladsye ook kan hulle is daar posts wat ons uitgestuur het, so die skakel is daar, mense kan daar gaan kyk. Daar is nie meer baie kaartjies beskikbaar nie, so hoe vinniger hulle spring, hoe beter. Baie dankie en dankie dat julle julle passie ook so vol met ons kom deel dit hier so vanmôre. En ons sien uit daarna. Ek gaan daar die voorste gestoelte sit. Ek sal waai, hoor. En volgende jaar mag ek dalk skouers skuur met julle op die voorg. Wink wink, Vanessa, wink wink. Dis al vir ons kant af wat vanoggend aan betref. Ons hoop sommer jy het 'n heerlike dag en ons sien vir mekaar weer môre met die hoogtepunte en al daai lekker dinge as 'n samevatting vir die week. Van ons almal, lekker dag.